Daar is al baie in die verlede gedebatteer oor Kaaps. 'n Taal wat dikwels gesien word as die Afrikaans van die Kaapse vlaktes. Maar dis natuurlik nie waar nie. Dit strek baie verder. Dis ook 'n taal waarop daar jammerlik baie neergesien was in die verlede. Maar kom ons luister na ons gaste. Ek dink julle is in vir 'n verrassing. Sewe dinge wat jy nie van my sal weet nie. Nommer 1. Toe ek klein was, het ek altyd gedink 'n hond en 'n kat is man en vrou. Hoekom anders sou hulle so baie fight? Nommer 2. Ons het eendag touch rugby buite in die pad gespeel. Toevallig. Daai was nie so bad nie. Die feit dat ek in 'n bol kak geval het, was. Nommer 3. Ek het eendag 'n puisie op my regterbeen gekry. Die puisie was friksie en goudgeel. Slim kind was ek wat ek was, het ek dit uitgedruk en later home remedies uitgedink wat dit bitter sou maak. Sout en asyn, tamatiesous en sielamoensap, sunlight sip en sout, cellotape en steeksalf. Toe niks meer werk nie, was dit die kliniek, swartsalf en 'n goeie pak sla en ouma liefde. Wat nou nog die lelike nok op my regterbeen 'n bietjie bitter maak. 4. Ek droom van niks behalwe as ek dagdroom, maar as ek droom, dan skrik ek altyd wakker sonder dat ek weet wat dit was wat ek gedroom het. 5. As 'n kind kon ek nooit regtig goed Engels verstaan nie. Daai is hoekom ek eendag met 'n currency aangestap gekom het toe haar vir my gevra was om the broom te bring. Broom broom. 6. Ek het nooit verstaan hoekom my ma altyd gelag het as ek sê, "Mami, breakfast beteken 'n vis wat breek." Nou. En 7. As ek eendag met iemand sou kon spend, sou dit most likely my ouma wees. Al is dit ook net om haar hande te sit en dophou, wat my tot mens gemaak het. My opinie van Kaaps was nog altyd die taal wat nie in die Afrikaanse klas gepraat word nie. Het was die formeel, standaard Afrikaans was die formele en inaccessible vorm van Afrikaans. En Kaaps was vir my everything else. Het was vir my die idee dat ek kon al die influences en al die plekke en al die streke en al die mense wat vir my leer praat het, wat my taal geïnfluence het, dat ek kon daai express sonder om excuse te maak vir dit. Het is my daai freedom gegee om te sê, ek praat die standaard Afrikaans, so wat praat ek? En as Kaaps dan die label word, dan is dat ook fijn. Maar ek het nog nooit gedink aan myself asof ek kind of representative is van een spesifieke variëteit. Ek sê altyd, ek het leer tel, ek het leer lees, ek het leer almal deur Kaaps. Ek het leer praat deur Kaaps. Nee, die enigste probleem was, die skole was nie so ingerig om die aanpassing reg te bestuur nie. Of het hy ons geakkommodeer nie, jy weet. Toe ek jonger was, het ek nog die indruk gehad dat, omdat ons nog standaard Afrikaans op skool doen, die indruk gehad dat standaard Afrikaans, suiwer Afrikaans of regte Afrikaans is so die beter weergawe van Afrikaans. En so om daai rede in my kinderbrein wou ek die beter weergawe van Afrikaans gebruik het. En eers toe ek universiteit toe is en die ware geskiedenis van Afrikaans leer en uitvind dat Kaaps eintlik die naaste aan die mees original spoken Afrikaans is, was dit soos 'n switch wat in my kop en afgegaan het en onmiddellik het ek besluit, kykie, ek paraat vandag Kaaps omdat dit my voorvaders, het was deel van hulle survival instinct. As hulle nie geleer het om Duits of Nederlands te praat en het so uitgekom het, sou ek vandag Kaaps gepraat het. Ek het vriende wat wit is, wat ek consider hulle praat Kaaps. Ek dink hulle praat standaard Afrikaans. En is daai Kaaps
ek weet nie, ek weet nie wie gee om oor die label van dit nie. Vir my is dit soos Afrikaans het evolve en het gegroei en het bitter geraak, want nou is daar 'n sens van inclusion waar mense nie loop met die shame van as ek in Stellenbosch in 'n winkel ingegaan het en ek sien 'n ander colored persoon, gaan ons onmiddellik Engels praat met mekaar, want is dit stresvol om met my accent saam met die persoon te praat wat probably haar Kaaps by die huis gelos het vandag. Dit was 'n baie godsdienstige huis. Ek het toe by kerk gegaan. Hemel. Maandag aand is die koor, dinsdag aand is jeug, woensdag aand is bidtier, donderdag aand is groot kerk, saterdag middag is dit jeugbyeenkoms en saterdag aand gaan ons weer kerk toe. Sondagoggend 9:00 begin die kerk, ek gaan 2:00 uit. En na daai het die gemeentelede elke Sondagmiddag hierdie gebring. Ons noem die swembad in Kaaps is 'n swembad, 'n bad. Nou ons het altyd bads toe ook geloop in die somer. Skaalvoet, ons het nie noodwendig kos saam met ons gevat nie, maar ons gaan as jy jou R2 het vir die entry fee en jy's in swem jy heel dag, jy kom asfal, kom jy by die bads uit. Maar carefree, ons kon gestap het, carefree childhood gehad, regtig waar. Langer boek, een staan daar en een staan daar. Dan gooi jy die bal van mekaar en die ander party het probeer die bal vang. Dan hardloop ek en ek hardloop en dan kom jy vrou terug en so gooi hulle vir ons nog nie raakie, hardloop ons net aan. En so maak ons ons punte op. En die 3 blikkies, as die blikkies wat op mekaar sit, as slat ons die blikkies om en dan hardloop ons en hardloop ons. Die een wat die blikkie opgesit het, al 3 op mekaar, voor ek daar kom, is die wenner. Ek wil nie meer kinda colored, middle class, kinda plaas, kinda ghetto wees nie. Ek wil verskoning maak dat ek nog altyd in 'n huis gebly het en dat my Afrikaans suiwer is. Ek wil nie sentimental wees nie en vir niemand wys dat ek my ma se hande voel wanneer ek na die ringe kyk nie. Om te rou is om te vervel en ek wil nog 'n rukkie in die dooie dop sit. Maar ek het 'n kind, ek is 'n ma en sy moet eet. Ek koop vir haar kos en medisyne van my ma se troupanne. Dit is 'n manier vir my ma om my te help. Want ek is haar kind, sy is my ma, sy moet my help. Ek en my ouer broer Andre, ons het begin saamwerk. Die idee van te skryf in Kaaps het van hom afgekom. Hy wil begin stories skryf met 'n nuwe language te praat. En ek het gehou van die idee nie, maar dit is vir my soos ek het nog altyd gevoel soos ek wil die plek transcend, ek wil die paadjies geniet. Ek wil die voel asof ek wil die lodged voel in Bishop bly wees en dus my language, my art, alles is Bishop bly wees. So ek gevoel so ek wil somehow maar net myself separate van dit. Nie is vir 'n readership maar vir myself personally. En soos ek sê, het is 'n type van 'n collapse wat kom van ek is hier en ek kan nooit sien actually dat ek nooit nie part gaan wees van die plek nie. De eerste poetry collection is maklik geweest vir my om te skryf omdat as ek weet dis 'n resultpatrone ons aan mense wat die hele tyd dieselfde stories mekaar oor vertel. Dus ek en my broers, my ma en my susters nou saamkom, vertel ze altijd dieselfde stories oor. Wat gebeur in die stories is dan aan boord te refine. Dus alles wat necessary is om te vertellen, kan de mens. Die story komt kind of zijn essence uit. So aan boord kind of poetry al klaar. So het was makkelijk geweest om te gaan in die stories niet kind of nee te zitten. Dus het is al klaar poetry geweest. Het is klaar soort van refine over de jaren. Zo'n conscious effort om het kind of deliberately te doen. Maar niet een oververtel van het.
ons begin in Kaap skryf, toen was het at the point geweest waar mensen letterlijk als je mond openmaken in Kaaps praat, zal er uitlachen. Behalve van een soort van een wet environment, een white spaces aan. Waar het geweest is joke language, actually. Waar zij, als zij naar spaces gaan, dan moet je language change. Dan moet je beginnen praten in een soort van meer standaard Afrikaans. En met die language wat change, moet je kind of je background ook change. Dat soort van die parts wat zij ashamed is van, moet je opcoveren. Ze kan het op in die talen. Want als ze praten, dan kan het type van general Afrikaans, kan niemand zeggen waar ze vandaan komen. Maar ze praat zoals ik praat, dan weet allemaal exactly waar ze vandaan komen. Daar is hy, there's no two ways about it. Ek is trots op Kaaps, ek is lief vir Kaaps. Maar ek blameer ook die skoolstelsel van op let alone primary, let alone high school, wat nog te sê van primary school, is daai nie goed wat ons geleer was, you know. Ons hoor net, okay, ons, dis nou Afrikaans, en vir ons het dus ook shock dat Afrikaans so anders is op school, as wat ons het by die huis praat, en as ek het op 'n stadium vir iemand gesê, is asof jy amper soos jou tong, is 'n ongemak in jou tong as jy standaard Afrikaans moet praat, want as 'n kind veral, weet jy nie hoe daai moet klink nie. Jy weet nie hoe om, you know, standaard Afrikaanse woorde in jou mond eens te vorm nie. So ek, vandat ek in onderwys, toe ek nou 'n onderwyser was, het was daai een van die goed wat ek vir myself gesê het. Nooit weer gaan 'n kind in my klas dink dat Kaaps nie Afrikaans is nie, of dat Kaaps ondergeskik is, dat standaard Afrikaans suiwer Afrikaans is en Kaaps hier onder, you know, half onsuiwer is. Nooit weer gaan daai gebeur nie. Baie van ons wat in die onderwys gekwalifiseer het in die vroeë 80s, het geweet as ons uitgaan om Engels byvoorbeeld te onderrig, gaan ons dit in Kaaps of enige vakgebied. Maar jy het die vermoë geleer by IWK om so met die taal om te gaan, met Kaaps as 'n taal om te gaan. Jy het ook geleer van die geskiedenis. Dis waar ek eers geleer van die geskiedenis van Kaaps. En dat het behalve die grondtaal of die stamtaal, omgangstaal was van mense in die Kaap. Dus hoe hulle met mekaar gepraat het, omdat hulle van wetendlopende lande gekom het. Daar was slawe van Angola, as mense van Wales, daar was sprekende mense, daar was Angolese mense, daar was Duitse, daar was Franse, daar was almal. En dat 'n tipe Kreool ontwikkel. Om mense om mekaar te verstaan. En dis wat Kaaps eintlik is. Vandag was daar 'n stuk snye wat gewee in plaas van gewat het. Dit is nie hy wie nie, maar hy wat, maar in die stoere grammatikore. Maar die stuk snyer wil nie gehoor het nie. Toe stuur hulle die taalfariseërs van die voortempel om hom te vang. Hy word verhoor in die hof van taalkundige skynheiligheid. En die ondermagistraat lees die klagstuk vir die boelmagistraat voor. Hiervoor ontstaan die taalgedrog, Jeremy van die Elsies, 'n vieslike heteroglossienaar, wat knersens gewee in plaas van gewat het. Deur sy eie soortige Kaaps pleeg hy al ewig met opset taalsondes teen die grammatikale gebooie en spelkanonieke van standaard Afrikaans en Engels. Taalsonde nommer 1. Die morfologiese inbending van Engelse ontlenings. Hy besoedel die taal met wanwoorde soos georganiseer, getry en sovoorts. Taalsonde nommer 2. Duplisering van meervoudsvorme. Hy praat van ouense in plaas van ouens. Taalsonde nommer 3. Byvoeging van 'n vergelykingssufiks. Hy sê bietere, langere, vinnigere in plaas van beter, langer en vinniger. Taalsonde nommer 4. Verbuiging van byvoeglike naamwoorde. Hy gebruik arme, warme en stoute in plaas van arm, warm en stout. Taalsonde nommer 5. Die gebruik van die gepaalde lidwoord vir plekname. Hy sê in die tiefvlei, op die perostasie, van die Elsies en sovoorts. Taalsonde nommer 6. Die gebruik van die besittelike naamwoord onse in plaas
van ons in die attributiewe posisie. Hy praat van onze mense, onze goed is onze lande. Taalsonde nommer 7, epentese, pampier in plaas van papier, oopslaan in plaas van oopslaan. Taalsonde nommer 8, ontronding. Hiening en sienings in plaas van hening en senings. Rotarisering, byrie, hy sê byrie, middag skeire in plaas van middag skuite en sorg. En hier kom jy alle grote taalsonde nommer 10, edelagbare. Soveel so, dat het nie meer galmend gestel kan word soos volg nie. Homoorgane, eindkluster vereenvoudiging by Afrikaanse sowel as Engelse leksikale items. Mond, spel en geld in plaas van mond, spend, geld en sovoorts. Die Boemagistraat begin 'n hyperblend van die befokkerak. Die skynborrel die sy stywe lippe en sy poepel knyp toe. Hy skryf, wat pleit jy Jeremy weer jou verwronge Afrikaansvatter van die Kaapse vlaktes? Lobotomize his left frontal lobe, bleach his broca area, jou die Engelse puriste. Ontwoord die raka, skel die Afrikaanse boels. Jeremy van die Elsie spring oorent, hy hap die sy woordeboek van die Afrikaanse taal mylband en breek sy Afrikaanse woordelys en spelreins boeie. Die bongs en die puriste skarrel verskrik by te hoorbare afstand. En hierdie hoof van taalkundige skynheiligheid is daar geen voorspraak vir hom nie. Nou nie juist omdat hy die jurisdiksie van hierdie Boendehoof erken nie, maar terwille van ons ware taal erfenis sal hy homself hier self moet verwoord en verbeeld. Nou, ek wil dit skryf, want ek wil twee dinge, ek het half ons IVK manier van praat ingebring, maar ek wil afgewys dat daar is 'n grammatikale struktuur in Kaaps. Daar is taalvormels of sekere reëls in Kaaps wat mense nooit besef het daar is nie. Nou, dis is goed wat ek op IVK geleer het. Afrikaans is my taal. Dis my taal waarin ek dink. Dis my taal waarin ek vloek en ek vloek baie. En dis my taal waarin ek lief het. En ek dink dit is reg dat mense, veral breinmense, dat ons begin aanspraak maak op dit wat tog ons erfenis is. Mense is geneig om te vergeet dat Afrikaans is nie die taal van die wit mens nie. Die wit mens het nie die taal begin nie. Dit het in die slawe huise, in die slawe kombuise waar ons voorouers gewerk het. Dit het daar begin. Dis hoekom ons woorde soos bladjang het. Dis hoekom ons woorde soos piesang het. Dis daai woorde wat uit ons voorsaate se slawe afkoms wat ons gevorm het, wat die Indonesiese, die Maleise invloed het. Maar my ouma is 'n Malaye. Sy is 'n Kaapse, sy was geregistreer as 'n Kaapse Malaye. Dit is wat op my ma identiteitsdokumente gestaan het. Hulle is Kaapse Malayers. So dit is waar daai gedeelte vandaan kom. So en dit is iets wat ons vorentoe moet neem. Daar's baie Afrikaanse woorde wat nou al aanvaarbare woorde geword het. Soos Burke is een van daai goed wat ons almal in ons kantoor ook gebruik. Soos as een van die jonge verslaggewers oor hulle liefdeslewe praat, dan sal ek vir nou wie is jou latest Burke nou. Dit is nou al aanvaarbare woorde. Mense teken nie hulle neus daarvoor op, want dit is woorde wat hulle nou elke dag hoor en veral die jonge verslaggewers gebruik sulke woorde wanneer hulle met mekaar praat. As ons dit 'n taal noem, dan wat gebeur, ons begin dink buitekant die hiërargie van Afrikaans, die stereotypisering van die Afrikaanse sprekers, van baie van die Kaapse sprekers as
as jy miskien sien in die Afrikaans documentary, dan sê hulle, as amper soos ons praat 'n basis soort Afrikaans. Suiwer Afrikaans lê bo en Kaapse Afrikaans lê onder. En baie van die sprekers kyk ook na hulle self en sê dat as hulle vir 'n onderhoud gaan miskien vir werk, sodra hulle mond oopmaak, dan gaan hulle nie die werk kry nie, want dan die mense gaan vir hulle aankyk as gangsters. So die stereotypisering moet ons van wegkom en ons moet verskillend praat oor Afrikaans as 'n taal in die definisie wat ek voorgelê het. Ek raak baie kwaad as mense jy weet Afrikaans allerhande goed toesnou. Dis een ding wat mense moet onthou, is dat ons stryd was in Afrikaans gevoer, hier in die Weskaap veral. Jy weet, in die klein dorpies, miskien nie so baie in die stad nie, maar dit was in Afrikaans gevoer. Ons het liedjies in Afrikaans gesing. Ons het groot vergaderings in Afrikaans gehou. So natuurlik is dit 'n versettaal ook. Maar kyk, Afrikaans, en ek kan nie dink hoekom mense nie kan trots wees nie. Afrikaans is 'n taal van verskeidenheid. Soos hulle 'n rykheid. En ek meen 'n verskeidenheid maak, soos ek nog gesê het, ons so ryk. Ons kan selfs nog gaan kyk vir wat meer ons na Afrikaans kan bring. Nee? Hoekom moet ons 'n homogene taal het? Want hy ontstaan uit die heterogene manier. Nee? En ek meen, ons praat van rykheid. Kom ons wees trots op hierdie taal. Een van die jongste tale in Afrika. Wat soveel mense in soveel verskillende maniere praat. In die taalkundige studies gaan dit oor meer Nederlands te wees op 'n tyd. Want daar was 'n tyd wat baie die in die Patriot in die Genootskap van Regte Afrikaners het gesê, maar nee, ons moet meer soos die taal van ons moederland praat. En so kom ons versuiwer dit. Maak dit meer soos Nederlands. Maar taalkontak kan ons nie beheer nie. Dit is nie buitekant jou nie. As taal is nie buitekant nie. Jy is presies. En dit ontwikkel, dit leen oral. Die woord away, dit was 'n werkwoord. Dit kom van ou Javanese. En ons weet dit van die slawe het gekom van Indonesië wat oud Javanese gebruik het, as 'n werkwoord. So dit beteken om iets te gee. Dit kom ook van die Arabisch awefe. To give good health. Right? So daar is baie woorde wat geleen word. En baie en ons moet baie mooi dink oor die hoe ons dink oor die tweetaligheid en die meertaligheid van die Afrikaanse sprekers. Dit kom uit lening van woorde en sinne en sê goed. Metafore en abstrakte konsepte dat jy uiteindelik Afrikaans kry. Van Afrikaans of terwyl van Oranje rivier Afrikaans, Oosgrens Afrikaans en so voort en so aan. Ek is tog so bly dat ons uiteindelik besef het dat hierdie taal Afrikaans is eintlik soort, ek het gesê die verskillende maniere, verskillende tale wat gelyk staan. En daar is 'n manier waar ons een taal bo die ander sal kan stel nie. Daar is nie manier nie. Ons kan nie sê standaard moet die taal wees wat vorentoe geneem moet word nie. Alle fasette, alle variasies of variëteite moet vorentoe gebring word.
Want onthou, iemand het my gevra, hoekom, nou die dag het ek 'n gedig gedoen, Afrikaans 'n versoeningstaal, ek doen dit gou weer. Afrikaans 'n versoeningstaal. Dit is, het hulle gesê, die taal van die onderdrukker. Dit kom, het hulle gesê, uit die mond van Europa. Dit het hulle gesê, 'n enkele styl, net een vir kommunikeer. Maar uit die buik van Afrika kom sy, uit die monde van slawe, Europeërs en inheemse volke. Dans sy op die maat van oeroue tromme en handgemaakte gitare. Dra sy kostuums van vele kleure en sing sy in 1000 stemme. Nou, na die stormjare, dans sy nie meer so flink, maar sy omhels die skouers van haar susters en kus versoenend op elke wang. Aan die geveg oor identiteit het sy geen erg. In die Afrika Renaissance vind sy haar weg. Ek kan ook mooi woorde skryf. Ek kan ook mooi skryf. Al sê ek dit skief en krom, en al is dit nou nie juist geklassifieer as deel van die kanon nie. Ek kan ook mooi woorde skryf. Kanon, die mooiste, mees estetiese. Ek kan ook mooi woorde skryf. Soos as ek skryf van die roesbrein fletse en die kraak in die hakke van die kaalvoete van Michi. En my ouma se verrimpelde breinhande wat nie meer wil vat soos Esie. Ek kan ook mooi skryf. Van die afgebreekte hakkiesdraad en vuilvaal klippetjies wat altyd op die veldjie lê. Ek kan ook mooi skryf. Fokkie kanon. Nou daardie tyd het ons gehad, toe kon die eerste vissolieborrel uit Crown, maar het was 'n harde plastic. Nou die plastic, as jy geslat het, nie meer bassy, 'n briekie. En so die plastic van my dakkie was krakerig. En dan vaak ek die borrels vol water, sit ek op die dak, die mense so nou, die bejaar of so, die mense in die pad, sit ek met die borrels op die dak, met ek so 'n boksie vol, dan gooi ek die borrel vir jou 10 jaar, gooi 'n bassy borrel. Verstaan jy nog, skrikkie mense, jongens, sien jy nou allemaal die dinge. En ek was gevaarlik goed met 'n kettiebou. Ja, al wat die dinge sê, die was gevaarlik in die boeme ook. Kyk die dorp van Oos, sy het nou ingekom van die kant af. Het jy gesien? Allemaal die reuse geboue. Nou, het was nie so nie, het was mooi. Ja, kyk, daar was die strandcafé en ons mense het stole gehad en het was al langs die beach en so aan te nou het hulle omsit in hotelle. Die strand is dan nou amper 'n ouer huis geraak, as 'n retirement place. And we don't want to retire. Ons is wakker by die bakke, ons move. Ek dink as 'n kind, omdat ek nie baie goed kon kry nie, een van die goed wat vir my altyd, goed wat ek wil hê nie, daar was nie geld vir goed nie. En toe ek groot word, was sleeper earrings, was altyd 'n bietjie van, ek weet nie, seker maar 'n status symbol onder die meisies. En as jy sleeper earrings gehad, dit was jy die girl. En ek kon nooit sleeper earrings bekostig nie, so ek het die eentjie het ek verjaar, het was net vir my birthday en ek het speel so om vir die hoof gesê, meneer, wat gaan meneer vir my koop? Ek verjaar amper. En hy vra tot my, maar wat wil jy hê? En ek vat 'n kans en ek sê vir my, ek wil sleeper earrings hê. En hy sê vir my, okay, ons kan vir jou sleeper earrings koop. En het was vir my so 'n shock, want ek het nie eintlik verwag dat die outcome, ek het nie gedink die outcome gaan regtig wees. Ek gaan nou sleeper earrings kry nie. En hy toe vat toe die een dag vir my na skool en ons gaan game toe in N1 City en ons gaan kies my sleeper earrings uit en hy koop vir my die sleeper earrings. En dit was vir my as 'n jong meisie was dit seker een van die beste goed wat met my kon gebeur, want ek het geweet ek kan nie by die huis gaan vra vir sleeper earrings nie, want daar is nie geld vir sleeper earrings nie. En ek vat die kans en sê vir my hoof ek wil sleeper earrings hê en hy koop vir my die sleeper earrings. So dit was ja een van die goed
wat ek onthou van hom. En latere jare, toe ek nou 21 word, toe het ek vir hom genooi na my 21st. Toe vir my was dit net, hy was regtig instrumental vir my. En ek moes vir hom daar gehad het. So ja, hy was 'n baie goeie hoof. Die kinders beweeg nou uit die land uit. So is Afrikaans nie meer toepaslik raak nie. Want dit is Afrikaans nodig in die buiteland nie. You understand? Alleen as jy miskien Holland toe gaan, dan sal jy 'n bietjie verstaaning kry. Daarvoor soos ons Malays of sing mos die Hollandse liedjies. Verstaan jy nou? Sy het rondgestond met ander jongsman, sy het vir hom bedrieg. Verstaan nou, almal wys amper dieselfde, maar ons kom ons van af. Hollands en Malay mixe, so dit is die Kaapse Afrikaans. Toe ek in 1987 eiland toe gaan. Ons was 'n groot groep van primêre Afrikaans sprekendes aan die noordelike verstede. Een was die eerste ding in een klomp mense te kry wat kom Afrikaans praat op die eiland. En hy was heel belangrik, het was vir die leierskap destyds. 3 van ons was onderwysers. Toe ons op die eiland kom, toe tel ons onmiddellik in die onderwys, in die skool, daar was 'n skool op Robben Eiland. Ons het bewaardersklasse gegee, ek het bewaardersklasse gegee. In matriek, ons medegevangenes het ons gevat hier, die hele van sal 5 af regdeur, dit ons addiente. Maar baie van ons was 2 of 3 van ons wat Afrikaans onderrig het. En behalwe die Afrikaans, omdat mense soos Madiba al destyds geglo het, iemand moet Afrikaans geleer word. Ek weet nie of jy weet dat al die koerante het destyds in Robben Eiland toe gekom. Maar die burger en die rapport was daar. So, daar was altyd mense van Neville Alexander se tyd wie dit dan gelees het vir die ander gevangenes wie dan nog nie Afrikaans magtig is nie. En dan vir hulle verduidelik het dit. So, ek het dieselfde funksie vervul. Ons het die taal onderrig. Jy weet, in Afrikaans as taal onderrig. Ons het mense gehelp om Afrikaanse skrifte te interpreteer, want het was belangrik vir die leierskap om te weet hoe dink die Afrikaners polities, en dan moet jy gaan kyk na dit. Taal, ook op Robben Eiland was 'n groot kwessie. Die dig in die taal, in alle tale was 'n groot ding op Robben Eiland. Ek weet nie of daar 'n ander taal is in Suid-Afrika. In Afrika waar so baie mense dit op verskillende maniere praat nie. En maak nie 'n fout nie. Daar kom nog meer maniere aan. Dit daarin lê die rykdom van Afrikaans. As jy kennis ontwikkel, op 'n sekere stadium as dit aanvaar word deur 'n groot groep mense, dan bekom dit wysheid. Dan bekom dit 'n ideologie, iets wat ons in glo, alhoewel dit iets vals is. Van uit ontwikkel stereotype van taalgebruik, van menswees. Om mens te wees in 'n taal, vind jy hoop, vind jy jou identiteit. Dit is waar jou kultuur ook begin ontwikkel. Ek dink dis een van die probleme van standaard Afrikaans nog. Is dat die omgangsvariëteite het om nog ver verby geskiet. En daar's nuwe omgangsvariëteite. Ek hoor nou van like en dit is so mense. Ja, kyk jy van like en jy hoor van Engelse woorde en die ding wat totaal die hele proses na 'n ander rigting vat. En dit is vir my 'n ryk proses, is 'n nodige proses. Verstaan die anderste sterf daai ding van hoogtesiekte. Ek sê altyd hulle gaan so hoog en hy en by wees, hulle gaan sterf van hoogtesiekte daar bo aan die voortorings. Ek is hier om jou huis toe te neem. Huis toe. Onthou jy die vlaktes? Die weelige groen gras onder die groot eikeboom?
die lavende koeltes en die son wat nie steek. Ek het jou bed berei teen die voet van die berg, jou komberse uitgedos in boegoe en kruisement. Daar waar die proteas pronk in geel en wit, daar sing die rivier jou verwelkomingslied. Ek is hier om jou weg te skeur, weg van die snydende oë van die monster wat wegkruip in die donker met sy kloue van haat, wat jou liggaam versnipper stukkie vir stukkie, jou siel vergelyk met die van God en syne vergelyk. Wat jou siel, kan ek net gou? Wat jou siel vergelyk met die van Satan en syne vergelyk met die van God. Ek is hier om jou te troos, jou moe hart teen my bors vas te hou, die palms aan my hande oor jou wange te vou, die lyne in jou nek met my lippe te streel, jou ewige skoonheid in my oë te onthou. Ek is hier om vir jou te sing, want ek het vir jou vrede gebring. Ek is hier om jou huis toe te neem, daar waar die oeroue berge jou naam uitroep. Ek het jou bed berei teen die voet van die berg, jou komberse uitgedos in boegoe en kruisement. Daar waar die proteas pronk in geel en wit, daar sing die rivier jou verwelkomingslied. Ek is hier om jou huis toe te neem, waar ek vir jou sal sing, want jy het ook vrede vir my gebring, want jy het ook vrede vir ons gebring. Die land van my geboorte, gij boer Suid-Afrika, Afrika, Afrika. Die land van pracht en prale, jou het ek lief, voor al my hart en siel. Om Dr. Marlene Leroux aan te haal, sy het gesê Afrikaans behoort nie aan enige taal, groep, kultuur of mentaliteit nie. Na 1994 is Afrikaans stelselmatig bevry. Ek wil graag byvoeg dat in my opinie behoort Afrikaans aan elke mens wat dit praat. En as ons die dag nie meer Afrikaans in al haar reënboogkleure praat nie, dan het ons nie meer 'n taal nie. Dan sterf ons taal. En in my opinie sal dit 'n tragedie wees, maar nie net 'n tragedie nie, 'n skande ook.